Vriende, julle kan vir ons die Bybel oopmaak by Johannes 9. Ek hoop jy het 'n pen saamgebring en 'n boekmerkie. Want ons gaan by 'n paar stukke, paar verse, Johannes 9 stil staan en ons gaan 'n paar verse onderstreep. So ek hoop julle is gereed. Kom ons maak ons oë toe. Vader, is so wonderlike voorreg om die Bybel te kan oopmaak by 'n bekende gedeelte uit die Bybel uit. En ook te kan weet, Here, dat U het vanmôre vir ons 'n boodskap. U het vanmôre vir ons 'n woord wat U vir ons wil kom gee. En Here, dit is 'n voorreg om hier saam te kan wees, saam te kan sit, gemaklik, rustig en ook U Gees te kan beleef. En Here, die gebed is ook, Vader, dat U vandag alleen gehoor sal word en U alleen. Here, daarom bid ons ook vir elke dominee wat vandag preek, elke pastoor. Here, ons bid vir elke gemeentelid wat luister. Laat ons vir Jesus en Jesus alleen sal hoor en alleen sal sien. O Gees, ons bid ook dat U deur ons sal kom werk. Laat ons ook anders sal wees as ons vandag uitstap. Dankie dat ons dit mag bid in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ek het nou seker klaar die doop gedoen, ek kan nou maar die das afval. Is dit reg met julle? Andrei, kom jy gou hier vorentoe asseblief. Ek het vir jou 'n werkie vandag hier voor. Wow. Andrei, ek wil hê jy moet jou oë toemaak, né? Maak jou oë toe. Ek kan nou gaan sit weer, maar jy mag nie jou oë oopmaak nie. Ja, maar hoe kan ek jou vertrou? Ja, jy het jou oë oopgemaak. Ek kan jou nie vertrou nie. Ek sal maar skies. Ek sal maar dit nou moet doen. Maak toe jou oë. OK. Kan jy sien? Jok jy? Hoeveel vingers wys ek? OK. OK. Nou toe, gaan sit weer waar jy gesit het. Go. Kry jou plek. Toe maar ek het jou. Ek dink jy moet hier kant toe gaan. OK, gaan sit waar jy. Vertrou jy my nie? Gaan die kant toe, Andrei. Donkie stamp sy kop maar heeltyd, né? Nee. Was dit maklik geweest? OK, kom ons kyk. Ek sê jou vang as jy val, beloof jou. Ek moet preek, Andrei, maak vandag. Ek gaan my woorde vergeet. Toe maar, ek sal jou help. Jy kan maar gaan sit, dankie hoor. Kyk hoe maklik is dit nou. Nou hardloop hy sommer daar af. Vriende, as ons vandag kyk na die wonderwerke en ons kyk na al die wonderwerke wat Jesus gedoen het in die Bybel, dan sien ons daar so een groot lyn wat ons in al hierdie wonderwerke sien. En dit is Jesus sien hartseer raak. Jesus sien die pyn van die mense en hy sien hierdie hartseer wat die mense beleef. In elke wonderwerk is daar hartseer. Daar is iemand wat iets beleef en sê, maar hierdie kan ek nie meer verdra nie. Hierdie kan ek nie meer deurgaan nie. Dis iemand wat hulle lang tyd in hulle lewe sukkel met hierdie spesifieke probleem. En ja, dit lyk nie goed nie. Hulle voel nie goed nie en hulle soek verandering. Nou Jesus het nie hierdie wonderwerke gedoen om mense te beïndruk nie. Maar Jesus het juis hierdie wonderwerke gedoen om God se liefde uit te beeld. Jesus het 'n oog vir die mense wat seer beleef. Jesus het 'n oog vir die mense wat pyn beleef.
En as jy vandag hier in die kerk sit, en jy beleef seer, en jy beleef pyn, dalk is dit 'n fisiese pyn wat jy beleef, of dalk is dit 'n geestelike pyn wat jy beleef, wil ek vandag vir jou sê, jy is op die regte plek. Vriende, Jesus, die lig van die wêreld, sien jou raak. Dis hoekom ons Bybels gaan oopmaak by Johannes 9. En hierdie hele hoofstuk, Johannes 9, hierdie hele hoofstuk 9, handel oor die wonderwerk waarna ons vandag gaan kyk. Johannes kom vertel vir ons die storie van 'n blinde man, 'n man wat al van geboorte af blind was. En ons sien ook, as ons na hierdie storie kyk, dan sien ons ook iets gebeur wanneer die donker deur die lig van die wêreld gekonfronteer word. Nou Johannes begin te skryf daar in Johannes 9 vers 1. Kom ons lees vers 1. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sin?" Nou in hierdie tyd was dit iets wat die leermeesters vir hulle studente sou geleer het. Die disippels het dit ook geglo. Hulle sien iemand wat blind is, en die eerste vraag wat hulle vra is: wie se skuld is dit? Is dit sy ouers se skuld? Het hulle gesondig? Of is dit hy wat gesondig het? Hoekom is hierdie man blind? In hulle verstaan, in hulle konteks, in hulle gedagtes, was dit iemand wat gesondig het. As iemand in daardie tyd 'n gebrek gehad het, sou die mense dadelik gesê het, iemand het gesondig. Iemand moet geblameer word vir hierdie sonde wat plaasgevind het. En dan sien ons Jesus sê, nee, wag 'n bietjie. Kom ons lees Johannes 9 vers 3 en vers 5 wat sê: En Jesus antwoord: Dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Vers 5. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Hierdie mense was vinnig geweest om hierdie aannames te maak. Vinnig gesê, iemand het gesondig, dis hoekom hierdie man blind is. Iemand moet die straf dra. Jy is dalk in 'n seisoen in jou lewe waar jy pyn beleef. Jy is dalk in 'n seisoen in jou lewe waar jy hartseer beleef, of hier's hierdie donker tyd in jou lewe waardeur jy gaan. En dan is ons partykeer vinnig om te sê, Here, hoekom ek? Hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? Hoekom moet al hierdie goed heeltyd oor my pad kom? Hoekom gebeur al hierdie goed met my of met ons? Vriende, die pyn en die donkerte wat ons beleef, dit gaan nie oor straf nie. Want ons is vinnig om te sê, die Here straf my. Dis hoekom ek deur al hierdie goed gaan. Maar dit gaan nie oor straf nie. Baie keer is daar 'n doel met alles waardeur ons gaan. En dis presies wat die Bybel vir ons sê. Dis presies wat hierdie wonderwerk ook vandag vir ons wil leer. Dis wat al hierdie wonderwerke eintlik vir ons wil leer. Dit wat as boos en sleg gesien is, dit het God kom verander in iets goeds. En dit is presies wat ons vandag ook sien in hierdie wonderwerk. Ons sien Jesus sien hierdie man, hy sien sy pyn raak, hy sien sy hartseer raak, en kyk wat doen Jesus. Johannes 9, vers 6 en 7. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond, maak die spoeg met 'n bietjie klei aan, toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. En hy het gegaan, hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. So okay, is dit nou vanmôre die eerste keer is wat jy hierdie wonderwerk hoor, of dalk het jy dit al gehoor en jy al bietjie van dit vergeet, dan klink dit 'n bietjie gross. Nie reg nie, nie waar nie. Spoeg en modder, dit klink nie lekker nie. Johannes gee nie vir ons baie detail nie. Ons sien Jesus spoeg op die grond, ons sien hy maak klei aan met die spoeg, hy smeer dit in die man se oë en hy sê vir hom: gaan was jouself in die Siloam bad. Dit is wat Jesus vir hom sê. Nou Johannes gee nie vir ons baie detail as dit hierby kom nie, maar Johannes gee wel vir ons die uitkoms. Johannes wys vir ons dat Jesus het hierdie man raak gesien. Nou as ek die blinde man was en ek moes daar gestaan het, wat dink jy, ja? As jy so gehoor het, jy voel hier kom iets en iemand kom smeer goed in jou reg, wat gaan nou aan? Wow, wat is nou hier aan die gebeur? Ek dink ons sou ook gevra het, hoe nou? Wat gaan hy nou doen?
En dis nie eers die helfte van die storie nie. Jesus sit hierdie modder aan hierdie man se oë en hy sê vir hom, gaan was jouself in die Siloam-bad. Nou die Siloam-bad was omtrent so 2 kilometer ver waar hierdie man was. Jy moet onthou hierdie man's blind. Maar hy is blind al van geboorte af. So ons moet aanneem dat hy verstaan iets van wat hier aan die gang is. Hy weet min of meer hoe dit moet lyk. Hy het al 'n paar keer die paaie geloop, goed gehoor, dinge aangevoel. So hy weet min of meer waar hy moet wees. Dis 'n eentjiese stap. Jy het modder en spoeg in jou oë, regtig, moet ek dit gaan doen? En hierdie man doen dit. Nou die Siloam-bad was half so bietjie onder gewees in 'n afgrond, of so in 'n duik, kan ek sê. So hierdie man het gestap, en dan het hy met trappies afgestap tot by die bad. Kan julle dit sien? Iets van wat Andrei nou hier gedoen het, né? Hy het sy voet so hierdie kant gesit, en dan het hy sy voet hierdie kant gesit. Sien jy daai prentjie? Hoe hy so stukkie vir stukkie voel afstap by die trappies, en dan kom hy onder, hy moes dalk die water gehoor het, en dan voel hy weer, hier is hy by die water, hy klim in die bad in, en hy vat hierdie water en hy spoel sy oë uit, en hy was sy gesig, en soos wat die modder en die spoeg van sy oë afkom, en die water oor sy oë val, begin hy te sien. En die eerste ding wat hy sien is nie vir Jesus nie. Die eerste ding wat hy sien is 'n wêreld wat hy nog nooit van tevore gesien het nie. Hy kan sien, en nou is daar weer 'n pad wat hy moet terugstap. En dadelik sal 'n mens dink, wow, hierdie pad terug gaan soveel makliker wees. Ons het gesien hoe maklik het Andrei hier afgehardloop, nê? Nee. Maar vir daai man was die pad nie soveel makliker gewees nie. Toe hy terugstap, toe begin die mense iets agterkom. Hulle sê, maar is dit nie die blinde man nie? Is dit nie daai blinde bedelaar, daai ouetjie wat al van sy geboorte af blind was nie? En hier stap hierdie man en ek kan sien hoe die mense begin. Hey, daar's daai blinde ou. Ja, maar daai bedelaar. Ja, nee man, dit kan nie hy wees nie. Nee, dit is seker iemand anderster. Seker iemand wat soos hy lyk. Ek dink as ons daar was, sou ons presies dieselfde opgetree het, hè? Ons sou ook so ge-chi-chi-chi-chi-chi-chi gepraat het. En hierdie man loop daar, en hy kan sien, en die mense begin praat, en die mense kom na hom toe, en hulle vra vir hom, hoorie, is jy die blinde man? Nee, ek sien, wat het gebeur? Wie het dit gedoen? En hy sê, ek weet nie, dit is daai ou met die naam Jesus, die man met die naam Jesus. Kom ons lees vers 11, Johannes 9 vers 11. En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en het aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Hierdie man kan nou sien, maar dit voel vir my, hy sien nog nie vir Jesus nie. Hoekom sal ek so sê? Want hy praat van die man met die naam Jesus. En dit bring ons by ons eerste punt vanmôre. Jesus maak oë fisies en geestelik oop. Ja, hierdie wonderwerk begin waar Jesus hierdie man se fisiese oë laat oopgaan, maar in hierdie proses het sy geestelike oë ook oopgegaan. Hy het ook sy geestelike oë het ook begin sien. In vers 11 praat hierdie man van die man wat hulle Jesus noem. Die een wat hulle noem Jesus. In vers 17 word daar gepraat van die profeet. In vers 38 dan sien ons hoe hy sê, Here, ek glo. En daar het hy begin aanbid. Vriende, dit is hierdie geloofsreis waarop ons gaan. Vriende, hoe meer ons Jesus sien vir wie hy is, hoe meer ons Jesus sien vir wie hy is, hoe helderder gaan die lig vir ons begin skyn. En hierdie man begin met hierdie storie van hom. Hy begin dit vertel en hy wys vir almal en in hierdie proses wat hy sy storie vertel van wat met hom gebeur het, begin sy geestelike oë ook te fokus. En dit bring ons by ons tweede punt. Aanbidding lei na openbaring. Hierdie man gaan aan en hy vertel hierdie storie van hom. En elke keer wanneer hy dit doen, dan begin hy net al duideliker en duideliker te sien. En jy sit dalk vandag hier in die kerk en jy dink by jouself, maar ek het nie daai tipe geloof nie. Daar het nog nie so iets met my gebeur nie. Ek het nie 'n storie om te vertel nie. Ek weet nie wat om te vertel nie. Ek ken nog nie die goed nie. Ek sal maar net so aanhou sukkel. En as jy dalk vanmôre in hierdie kerk sit, en een van die goed waarmee jy sukkel is twyfel,
Dan wil ek vir jou sê, die eerste stap is nie om te vra vir 'n groot wonderwerk, sodat al jou vrae beantwoord kan word nie. Die eerste stap is om eerder dalk te begin, om jou storie te vertel. En dis wat hierdie man doen. Hy vertel presies wat met hom gebeur het. Die mense kom na hom toe, en ewe skielik is die fariseërs ook daar. Hulle is die skrifgeleerdes, hulle is die wat die wet ken, en hulle staan daar en hulle is kwaad, hulle is ontsteld. Hoekom is hulle ontsteld? Want al hierdie goed het op die Sabbatdag gebeur. Nou die fariseërs was daar gewees om te kyk en die wette te onderhou, en te kyk dat die wet nie gebreek word nie. Hulle het die wet gehoorsaam. En dit is 'n goeie ding, want dit was hoe hulle gehoorsaam kon wees aan God. En hulle hou hierdie wette met alles wat hulle kan hier. Maar ons sien ook, hulle was so erg oor die wette gewees, dat hulle 'n klomp wette om hierdie wette gebou het. Ons sien daar was 'n klomp reëls gewees en 'n klomp wette, en hulle wou nie gehad het iemand moes hierdie reëls gebreek het nie. Sekere geleerdes sê dat daar was selfs 'n wet gewees wat gesê het, jy mag nie spoeg op die grond op die Sabbatdag nie. Wat is Jesus se eerste stap wat hy neem? Maar vriende, Jesus weet wat hy doen. Dan sien ons hierdie fariseërs begin hierdie man peper met vrae. Wie is Jesus? Waar is Jesus? Waar kry ons hom? En hierdie was nog 'n skerp ou gewees. Op 'n stadium sê hy vir hulle, julle is so op soek na hierdie man Jesus, wil julle hom ook volg? Wil julle ook sien wat hy doen? Jesus weet wat hy doen. En die mense vra vir hierdie man, hoe dit gebeur, wie dit gedoen, wie is hierdie man, hoe lyk hierdie man? En hierdie ou is verboureerd. Hier het nou 'n groot ding met hom gebeur, en hy sê, ek weet nie, maar daar's net een ding wat ek weet. En dis vers 25, en hierdie vers onderstreep jy in jou Bybel. Ongelooflike vers. Johannes 9 vers 25, daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel, ek was blind, en nou sien ek. Dit was hierdie man se verduideliking gewees van dit wat hier met hom gebeur het. Dit is wat hy gehad het om na die tafel toe te bring. Vriende, ons kan oor teologiese debatte en teologiese goeters en kwessies en klomp kommentare kan ons die heeltyd stry en beklei en die kant toe en daai kant toe, maar ons kan nie met iemand debatteer as dit kom by ervaring, 'n persoonlike ervaring nie. En partykeer maak ons dit vir onsself so moeilik om ons geloof te deel. Want weer eens, ek het nie genoeg kennis nie, of daar het nog nie so 'n groot ding met my gebeur nie. Ek weet nie, hoe kan ek dit verduidelik nie? Ek het nie die kennis nie. Die man was blind gewees, en nou kan hy sien. Sy enigste verduideliking gewees. Dit is wat hy gehad het. Dit is waar hy was. Dit is wat hy het om na die tafel toe te bring. Dit is wat hy beleef het, sy ervaring. Ek was blind, en nou kan ek sien. En ek weet nie van julle nie, maar ek sou dink, iewers daar moes daar gestaan het, en hulle het gejuig, en hulle het dit gevier, en hulle was saam met die man bly gewees. Maar ons sien niks van dit nie. Nou as daar 'n party gehou moes word, moes hulle dalk vir Jesus die party hou, om hom te loof en te prys vir dit wat hy gedoen het. Maar daar was niks partytjies gehou nie. Ja, hierdie man was besig gewees om sy geloof te deel met die mense. En in hierdie tyd, hierdie mense nie hande geklap nie, hulle het nie gejuig nie, hulle het die teenoorgestelde gedoen. Hulle het hom weggestoot. En ons is bang. Ons is bang vir hierdie goed wat ons nie altyd verstaan nie, vir hierdie goed wat ons nie altyd ken nie. Ons is bang vir dit, want ons is bang ons doen presies dieselfde as wat daai mense gedoen het. Ons is bang ons word ook weggestoot en een kant toe geskuif. Julle weet, selfs die kerk het daai man weggestoot en hom geban. Ek weet nie of jy al die begeerte gehad het om 'n Jesus ervaring met iemand te deel nie. Maar jy het daai begeerte en dan dink jy by jouself, maar dit gaan niks beteken nie. Niemand gaan in elk geval luister nie, of mense gaan dink ek is mal en hulle gaan my een kant toe stoot. Wat het Jesus gedoen toe hy hiervan gehoor het? Jesus gaan soek die man, Jesus kom by die man, hy praat met hierdie man en hy vra vir hom die belangrikste vraag van sy lewe. En dit was nie net vir hierdie man 'n belangrike vraag nie, maar hierdie is 'n belangrike vraag vir elkeen van ons wat vandag in hierdie kerk sit. Kom ons lees wat hierdie vraag is, Johannes 9 vers 35 tot 38. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het
En toe hy by hom kom, vra hy vir hom: "Glo jy in die Seun van die mens?" En hy het geantwoord: "Wie is dit, meneer, sodat ek kan glo?" Jesus het vir hom gesê: "Jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat." En die man sê toe net: "Ek glo, Here." En hy het hom aanbid. In hierdie oomblik het nie net sy fisiese oë oopgegaan nie, maar sy geestelike oë het ook oopgegaan. En dis waar hy sy verlossing ontvang het. En dis wat ons noem regverdiging. Dis wat ons noem regverdigmaking. Dit is hier waar hy voor die Here gestaan het, en dis hier waar Jesus gekom het, en sy sondes kom vergewe het, net soos wat Jesus sondes kan vergewe. En dis nie waar dit stop nie. Na die regverdigmaking, na die regverdiging, dan sien ons kom daar die heiligmaking. Nou wat is dit? Dit is om Jesus tree vir tree te volg, elke dag van jou lewe. Elke pad wat jy stap, is om Jesus tree vir tree te volg, sodat hy pad saam met jou kan stap. Maak nie saak of jy vandag hier in die kerk sit, met 'n hart vol dankbaarheid, of dalk is jou hart vandag seer, en jy sit met 'n klomp swaar, en 'n klomp sleg hier in jou hart nie. Jesus sê vir jou: kom soos jy is. En vriende, dis hoekom hierdie gemeenskap van gelowiges so belangrik is. En ek moet vandag vir jou die vraag vra: het jy mense in jou lewe wat die waarheid vir jou oor jouself kan sê? En hier's nog 'n belangriker vraag: het jy mense in jou lewe waaroor jy die waarheid oor jouself vir hulle kan vertel? Dis belangrik om sulke mense in jou lewe te hê, want dit is die manier hoe jy kan groei. Martin Luther het gesê: heiligmaking is bloot om regverdiging ernstig op te neem. Makliker gestel: iemand wat vergewe is iemand wat nooit weer dieselfde gaan wees nie. Dis iemand wat veranderd is. Iemand wat vergewe is iemand wat veranderd is. En dit bring ons by ons laaste punt. Wanneer Jesus ons sal verander, gaan ander mense dit agterkom. Vir die soveelste keer. Jy mag dalk die enigste Bybel wees wat iemand ooit gaan lees. Mense kan Jesus eers leer ken deur net na jou te kyk. Deur net jou dop te hou. En vriende, wanneer Jesus iemand verander, gaan mense dit agterkom. Ek meen, daai ou, maklik, hy was blind gewees, nou kan hy sien. Die mense het dit dadelik agtergekom. Dis moeilik om dit te mis. Want hy het met die mense gepraat, en die mense kon sien, hy sien. Kyk net 'n bietjie hoe sluit Johannes hierdie gedeelte af, hierdie hoofstuk af. Johannes 9 vers 39. En hy gebruik die woorde van Jesus. Toe sê Jesus: ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op die beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word. Hierdie maak nie lekker sin nie. Jesus sê dan nou hierso, hier's mense wat kan sien, maar hulle gaan blind word, en daar is mense wat blind is, en hulle gaan kan begin sien. En hier's die vraag, vriende: beweeg jy na Jesus toe? Beweeg jy na Jesus toe? Want weet jy wat doen trots? Trots maak dat jy hierdie mure om jou bou. Trots maak dat jy al hoe minder sien. Trots maak jou blind. Maar nederigheid kom, en nederigheid breek hierdie mure af. Nederigheid maak dat jy kan sien. Nederigheid maak dat jy die lig al helderder en helderder kan sien. En hier is die uitdaging vir elkeen van ons wat vandag hier sit. Is jy bereid om te erken dat daar nog steeds dele in jou lewe is wat donker is? Is jy bereid om voor die Here te gaan sit en te sê: Here, hier is dele in my lewe waar u lig nog nie helder skyn nie. Hier is dele in my lewe waar dit nog donker is, en ek is moeg vir hierdie donkerte. Ek soek die lig. Hier is die uitdaging. Vrydag gaan ons kyk na die kruis. Ons gaan fokus op Jesus wat aan die kruis gesterf het. Ons gaan die nagmaal vier. Ons gaan terugdink aan dit. Maar vandag is Sondag. En 'n paar duisend jaar terug op hierdie Sondag het die mense palmtakke voor Jesus uitgegooi. Hulle het hulle klere op die pad gegooi terwyl Jesus op die donkie gery het, en hulle het geskree: Hosanna, Hosanna, hy is ons verlosser, hy is ons verlosser, loof hom, prys hom.
Net om 'n paar dae later te skree, kruisig hom, kruisig hom. Hierdie was mense gewees wat gedink het, hulle sien die lig. Maar eintlik was hulle blind gewees. Hulle het gedink die lig is hier. Net om later die week blind te word. Is jy moeg vir die uitdagings in jou lewe? Is jy moeg vir die hartseer? Is jy moeg vir al hierdie goed wat jy elke dag beleef? Wel, ek wil vir jou sê, ek ken 'n Jesus wat 'n blinde man laat sien het. Ek ken 'n Jesus wat 'n verlamde man laat loop het. Ek ken 'n Jesus wat iemand wat getreur het die aand weer laat lag het die volgende dag. En jy het die kans om daai Jesus ook te ken. Jy het die kans om ook daai lig in jou lewe te kan beleef. En vandag is die eerste tree. Vandag is die eerste tree om te sê trots, ek sit jou agtertoe. Ek soek die lig. Dit begin deur te sê hierdie is die groot heilige week, hierdie is die groot lydingsweek van Jesus. En daar's soveel oomblikke in hierdie week waar jy vir 'n oomblik net jouself een kant toe kan skuif en die lig kan gaan soek. Van môre af, maandag tot donderdag, 10:00 die oggend tot 8:00 die aand, is die kruisstasies hier in en om die kerk. Maak tyd. Skuif die trots daai kant toe. Skuif jou eie ek daai kant toe. Skuif tyd een kant toe en sê, ek wil tyd maak om die lig te gaan soek. Vrydag, 8:00 die oggend, is ons by moedergemeente. Ons gaan dink aan die kruis. Jesus wat aan die kruis gesterf het. Ons gaan die nagmaal gebruik. Saterdag aand, 6:00, by Suidgemeente, is dit die fliek The Passion of the Christ. Daar kan ons met ons oë iets beleef van dit waardeur Jesus gegaan het aan die kruis. Sondagoggend 6:15 gaan ons hier buite op die gras sit. En as dit die Here se wil is, gaan ons sien hoe die son opkom. En ons gaan die eerste lig sien breek. En ons gaan besef, maar hy is die Here, hy is die lig en hy het opgestaan. 8:00 Sondagoggend by moedergemeente, Paasfeesdiens, waar ons weer die opstanding gaan vier. Soveel geleenthede, soveel kanse wat jy hierdie week het om te sê, ek soek die lig. Ek wil die lig sien, ek wil die lig beleef. Ek wil na hierdie week ook die volgende woorde kan sê. Ek was blind, maar nou sien ek. En mag jy dit ook beleef in hierdie week. Mag dit ook jou missie wees hierdie week, om nie net aan die einde van die week nie, maar vir die hele tyd vorentoe ook te kan sê, ek was blind, maar nou sien ek, want ek soek die lig. En ek gaan vir jou geleentheid gee, waar jy moet stil raak, met die Here gesels. Jy ken jou hart, jy ken jou gedagtes, jy weet waar is die donker plekke in jou lewe, jy weet waar skyn die Here se lig nog nie. Maar hierdie is jou geleentheid, om net vir die Here te sê, ek soek die lig.